Lorika, vandag se vraag is: hoe beïnvloed weer en lig jou gemoed? Ek is mal oor die vraag. Kom ons trek los. Kom ons trek hier los met 'n titel. Ek wil hier sê hoe mooi is ons Afrikaanse taal nie net nie, want jy het 'n by en jy het 'n weerby. En die twee goeters is 100% in mekaar ingeweef. Ons het hierdie gesprek het ek so baie met mense want hulle sal vir jou sê ek het so goeie jaar so ver en hoekom het ek nou skielik hierdie slegte by en wat gaan aan met my en hoekom voel ek so teneergedruk? En hierdie kan eintlik op verskillende maniere, jy weet, na gekyk word. Maar saam met die weersverandering en die weersomstandighede, herinner dit jou ook van sekere ervarings in jou geskiedenis en in jou lewe. So daar's baie diep komponente hier, maar daar's ook net wetenskaplike komponente hierso. So wat ek hierso wil noem is as jy dink aan ek dink mense soos Carl Jung en ek dink Melanie Klein het ook so 'n bietjie hieroor geskryf, is die argetipiese seisoene wat ons in ons persoonlikhede ook het. En jy kry dit. Jy kry somerpersoonlikhede en winterpersoonlikhede en dit is als oor hoe jy die simbool van hoop in jou lewe dra. Nou, hoe meer hoopvol jy is, dink ek hoe meer somer is jou persoonlikheid en hoe meer opgewonde raak jy oor dinge. En ander mense is dalk bietjie meer realisties, jy weet, meer glas halfvol tipe ervaring of half leeg tipe ervaring. En hulle voel eintlik beter, ek dink amper in die wintermaande as dit sin maak. Jy weet waar jy hulle nie so maklik regresseer in 'n ding in nie. Waar 'n somerpersoonlikheid kry regtig swaar in die winter en winterpersoonlikhede kry nogal regtig swaar in die somer. So dit is ons psigoanalitiese of psigodinamiese komponent van hoe lig en persoonlikhede en die onderbewussyn met mekaar te doen het. En ek meen dit is 'n hele groot gesprek op sy eie, maar jy weet hulle sê nogal die donkerte buite maak nogal die donkerte binne wakker en die lig buite maak ook die lig binne wakker. En dit hang af of jy identifiseer met daai seisoen of nie. Maar 'n groot ding wat ons in ag moet neem, is jou neurowetenskap van hoe lig en weer 'n rol speel in jou lewe. Ek sien wat hulle nou 'n tendens in Europa het, is hulle het hierdie ligte wat in die oggend dit sit soos 'n eier in die hoek van jou kamer. En as dit veronderstel is om jy weet die sonsopkoms te wees, dan begin hierdie lig te skyn en hy's fisiese verwarmer ook. En hulle het ongelooflike navorsing gedoen oor die impak wat dit op mense se buie het, nê? Nee? Nou dis 'n sintetiese ding. Dis nou nie die regte sonlig nie, maar dit maak 'n verskil. So wat sê dit vir ons? Is dat fisiese lig en warmte skei die regte serotonien en dopamien in jou liggaam af. En ook natuurlik hoe donkerder dit is in die aand, hoe dieper kan jy slaap en hoe makliker kan jy daai remslaap jy weet bereik. En ons almal weet hoe beter jy slaap, hoe beter gaan dit met jou. Hoe meer lig jy tydens die dag gehad het, hoe meer melatonien maak jou liggaam sodat jy dieper kan slaap en sodat jy in daai remslaap kan inbeweeg. Hier is waar dis interessant, is eintlik so mooi hoe hulle dit hier sê. Seasonal affective disorder kort ons af as SAD. Seasonal affective disorder is SAD. En dis presies wat dit is. Met sekere ek wil sê weersomstandighede nê, het dit fisies en emosioneel impak op jou liggaam. Ek is net so bly dat jy het ook ingebring van wintermense en somermense, want seasonal affective disorder SAD, mense neem aan in die suidelike halfrond kry ons dit nie of mense ervaar dit nie want ons het te veel sonskyn hierson. En dit is absolute nonsens wil ek sommer net sê. En dat meeste mense ervaar SAD tydens wintermaande. En dis ook nonsens. Heeltemal. Ja, Ons daar ervaar is snaaks genoeg in Suid-Afrika hoofsaaklik SAD tussen Kersfees en Nuwejaar, wat 'n ja, somermaand is. En somermaande dit is. wys jou net, dit is nie net afhanklik van die weeromstandighede nie, maar ook hoe alleen voel ek in daai seisoen van my lewe en daai seisoen van elke liewe jaar. Ek meen, somer het al die elemente van geluk en vreugde, maar tog kom dit ook met jy weet daai realisasie van alleenheid,
van hartseer van die verlies van mense wat nie meer om die Kersfeestafel sit nie, en daaroor het ek en jy ook al gereeld gesels. Ek dink ook die ding van om ons wat altyd vergeet van jou brein en jou lyf is een, kom ook hier in dat sekere mense, en ek sluit my hier nou in want ek is so, dis kom ek nou so hartlik daar gesels, is dat my lyf kan op 'n fisieke vlak nie hitte hanteer nie. Hitte maak my, ek voel siek, ek voel nie lekker nie, ek inteendeel, So ek jy is nie mal oor 'n ervaar, sonna nie, tipies. o nee aarde, ek voel wat mens ervaar tydens geweldige angstigheid, wat ons nou ook in jou lyf sit. En dan word ek half vlakker asem. Ek voel duiselig. Ek voel my spiere trek saam. Ek is nie goed met dit nie. En mense lag altyd vir my daaroor of van kleins af wat ek sukkel met dit. Koue, niks. Ek het geen probleem met koue nie. Ek kan iets onderin En doen. dis Dis vir my wonderlik. fisiologies waarvan jy praat. Yes, net Ja. fisiologies. En dit natuurlik affekteer 'n mens op 'n gemoedsvlak of wat jou gedagtes moet nou dink. So ek is 'n onvriendelike mens in die somer. Ek is nie so vrolik soos ek gewoonlik is. Mm, mm. En dis ook nou okay, maar wat ek hier wil sê is dat ek dink juis mense moet die wêreld sê vir ons carpe diem en jy moet van die berg af spring of uit 'n vliegtuig uit spring en al daai goeders en mens moet weet wat is jou carpe diem? Wat Ja, gaan ja, jou ja, ja, dag? ja. Ja, Wat is dis jou resep om jou sjokoladekoek te bak? nie net sê o, okay ja, maar tog ek hou van winter, maar nou voel dit so verkeerd dat ek moet nou sê ek hou nie van winter nie want almal sê hulle hou nie van winter nie. En ek dink fisiologies moet ons baie meer na ons lywe kyk en na ons lywe luister. En werk met wie is jy en wat werk vir jou? Absoluut. Jy weet, en om te sê, jy weet, party mense floreer in die winter. Hulle is mal oor binne wees in die kaggel en lekker boek lees en warm kos eet. En jy weet, hier dink ek is dit so mooi dat ons regtig jy weet bewustheid hieroor skep. Jou liggaam is gemaak soos jou liggaam gemaak is. En as jy hou van dik, warm, swaar klere, dan is dit dalk omdat dit jou sensories reguleer. En ander mense is dalk mal oor ligte, vloeiende klere fisies op hulle lywe, want dit laat hulle weer sensories reguleer. En jy weet, dit is waar ek dink ons kan hierdie ding van soveel verskillende invalshoeke benader. Jy weet, en ja, dit net van sin maak en weet, maar ons is almal anders gemaak en om dit vir mekaar te gun. Jy weet, goeders wat 'n mens kan gee om hiermee te help, is goeders soos ligterapie as jy in 'n land bly waar dit vreeslik donker is. Goeders soos om jou roetines te behou, selfs al skuif jou roetine dalk net so rapsie aan, miskien oefen jy nog steeds elke liewe oggend, maar in die winter oefen jy dalk 'n uur later, of in die somer sal jy dalk later in die middag eerder gaan fietsry of wat ook al. En dan ook om seker te maak dat jy jou verhoudings oppas. En wat ek hiermee bedoel, is om te kyk, is ek 'n wintermens omring deur somermense en moet ek dalk meer wintermense in my lewe inbring? Of is ek 'n somermens en ek steel dit omring deur wintermense? En hoe kan ek ook daai koneksie bewerkstellig, maar ook seker maak dat ek nie te alleen raak met die mense waarmee ek omring is nie? En voorbereiding natuurlik. Hierdie gun jou die Ja. geleentheid as jy hierdie goed weet om te weet, okay, hier trek ons nou los met die somermaande of hier trek ons nou los met die wintermaande en dan bewus te wees, goed, dit gaan my nou affekteer op sekere maniere want dit het nog altyd deur al die jare. Dit is maar ook waarna mens kan kyk as jou patroontjie. En dan dit nou voor te berei. Goed, hierdie jaar gaan ek 'n bietjie meer werk hieraan. Hierdie jaar gaan ek 'n bietjie meer werk daaraan. Jy weet daai is 'n guldige geleentheid. Ja. Ja, jy weet en iets baie prakties wat ek byvoorbeeld vir van my kliënte sê, is sit vir jouself 'n herinnering iewers op. Jy weet jou foon kan mos vir jou 'n boodskap stuur wat sê: "Onthou, ons gaan nou hier 'n moeilike maand in." Jy weet vir argument so dalk September is 'n tawwe maand, dat in September het jy dalk met 'n vriend opgebreek of jy het jou werk verloor September 'n paar jaar terug of miskien het jy 'n groot verlies gely in September en ek gebruik nou net September as 'n voorbeeld, dan weet jy, ek moet bedag wees. So as ek nou vir verskeie redes hierdie maand bietjie in 'n slegte by is of in 'n baie slegte by is, onthou, dis nie in hierdie jaar se realiteit nie. Dis hartseer of seer wat ek van vorige jare net weer prosesseer. En kom ons skryf 'n nuwe hoofstuk in September dan.
of in Desember of Januarie of wat ook al jou maand is wat jou trigger. En wanneer jy dit so doen, dan dink ek is jy ook baie meer saggies met jouself. Dan weet jy, September gaan ek nou nie 'n groot projek aanpak nie. Ek moet byvoorbeeld nou 'n bietjie rustig wees oor ietsie of miskien moet jy jou bankrekeninge mooier oppas of jy weet die boodskap stuur vir die mense wat jy nodig het om vir te stuur of wat ook al. Mense, indien julle enige vrae het oor vandag se onderwerp, kan jy e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Ek sê baie dankie aan Lorika Fix, sy is 'n voorligtingsielkundige van Johannesburg. Haar besonderhede is hier by hierdie gesprek, so gaan kyk gerus daarso. Stuur die video aan, mens weet nooit wie het nodig om hierdie te hoor nie, en soos altyd, kyk mooi na jouself.